Goeienaand. Lot, tussen die duiwel en die diep blou see. Die Here moet Sodom straf. Hy is regverdig. Daar is nie eers 10 regverdiges in die stad nie. Maar wat van Lot, met sy vrou en sy 2 dogters? Die verhaal skuif in Genesis 19 na Lot in die stad wat geoordeel moet word. Wat van hom? Lot is nou 'n volledige en 'n gesiene inwoner van Sodom. Hy woon nie meer langs die stad nie, Genesis 13 vers 12, maar in die stad, Genesis 14 vers 12. Lot het vir hom eiendom aangeskaf. Sy dogters is waarskynlik reeds verloof aan inwoners van die stad. Hoewel hy 'n immigrant is, vind ons hom by die stadspoort sit, en dit dui al op iets van sosiale status. In die stadspoort het die leiers gesit om reg te spreek. Hy noem die inwoners, wat die besoekers wou verkrag, sy vriende, 19 vers 7. Aan die een kant probeer Lot nog, volgens die waardes leef wat hy in die nabyheid van Abraham, van die Here leer ken het. Aan die ander kant kan hy nie ontkom aan die sondige invloede van die wêreld, van Sodom nie. Dit begin oor hom spoel. Hoewel hy 'n leier in die stad is, besef hy die gevare van sy stad en daarom, wanneer die vreemdelinge opdaag, oorreed hy hulle amper oordadig om by hom te gaan tuis gaan. Genesis 19 vers 1 tot 3. Die 2 engele het Sodom teen die aand bereik, terwyl Lot juis in die poort van Sodom sit. Toe Lot hulle sien, het hy hulle tegemoet gegaan en diep gebuig en gesê, welkom menere, kom tog na my huis toe en oornag daar. Julle kan ook julle voete was, dan kan julle môre vroeg julle reis voortsit. Maar hulle sê nee, ons sal sommer op die plein oornag. Lot het egter by hulle so aangehou, dat hulle by hom ingedraai en in sy huis ingegaan het. Hy het vir hulle 'n maaltyd klaargemaak, het ongesuurde brood gebak en hulle het geëet. En dan gebeur wat Lot gevrees het. Die manne van die stad, sy vriende, kom dring daarop aan om die mans homoseksueel te wil verkrag. En dan gee hy 'n ondenkbare oplossing. Sover het hy al op die pad van die wêreld gegaan en is hy verstrengel in die wêreld waarin hy leef, dat hy bereid is om iets ergers te doen, en dit is om sy 2 dogters aan hulle beskikbaar te stel. Lot is in 'n ondraaglike posisie. Hy probeer op 2 stoele sit. Die sondigheid haal hom in. Dit word naderhand deel van hom. So is dit ook met ons. Jy word naderhand deel van die sonde. Inderdaad sou ons kon sê, daar was nie een regverdige in Sodom nie. Moet jy dink dat dit nie vir Lot 'n worsteling was. In 2 Petrus 2 vers 7 tot 8 word Lot se worsteling vir ons beskryf. Die Here het vir Lot gered, 'n eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige leefwyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor, dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Lot is vasgevang tussen die duiwel en die blou see. Laat ons maar hieruit leer. Miskien het jy dit ook al ondervind. Ons is Christe in die wêreld, en dan, as ons te veel deel van die wêreld word ons voor ondraaglike keuses gestel. Naderhand moet ons kies tussen 2 verkeerde dinge, en dan kan jy nie 'n regte keuse maak nie. Ons kan nie die Here dien en hand om die lyf met mammon lewe nie. Ons kan nie vir die Here dankoffers gee en terselfdertyd deur bedrog werk in die hande kry. Ons kan nie deel aan die seksuele losbandige leefwyse van die dag en dink ons sal gelukkige huwelike hê. Meer as waarskynlik, omdat die sondigheid vir ons so van self kom,
sal ons oorhel na die wêreldse kant in ons keuses. En ons sal verder van die Here af wegdryf, soos wat inderdaad ook met Job gebeur het. Mag die Here ons tog bewaar en ons red. Mag hy ons uit die kloue van die duiwel red, sodat ons nie in die diep blou see verdrink nie. Oor hierdie redding van die Here in 'n volgende aandgesprek. Goeienaand.